Dit is so kosbaar as jy sien hoe verskillend die sieninge van mense is en hoe verskillend die siening van God is. Daar so die voorbeeldjie wat baie gebruik word is die van Dawid. Dawid was maar net 'n skaapwagter en sy ouers het hom so gesien as 'n skaapwagtertjie. Sy broers het hom gesien as 'n skaapwagtertjie. Niemand het hom as iets meer as dit gesien nie. Maar toe God vir Samuel sê om 'n koning te gaan salf, toe word daar die skaapwagtertjie God se koning. En dit is die groot realiteit van die evangelie. God kyk nie na die mens in die vlees nie. God het vir die mens 'n volheid gebring, 'n koningskap, 'n priesterskap. Dis net so belangrik om te besef. Hy skryf die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees verstaan nie. Hoekom kan hulle nie die dinge van die gees verstaan nie? Want God het so veel groter gedagte vir die mens as wat die mens vir homself het. God het gekom in Christus Jesus om 'n realiteit te skep, priesters en konings vir daardie ewige koninkryk. Nou begin hy in die Ou Testament. In die Ou Testament is vol beeldspraak. En elke mens moet dit besef. As jy dit nie besef watter hoeveelheid beeldspraak in die Ou Testament is, sal jy nooit die Ou Testament verstaan nie. En die Ou Testament gaan jou verwar. Dis daarom wat Paulus sê, as jy weer die Ou Testament lees, sal jy nie verstaan nie, want daar's geweldig baie beeldspraak in. As jy byvoorbeeld kyk na Sodom en Gomorra, hy sê Sodom en Gomorra sal verbrand en die rook van hulle van die verwoesting sal opstyg tot in alle ewigheid. Maar dit het net 'n rukkie geduur en toe is dit weg. Niemand het dit ooit weer gesien tot vandag toe nie. Dis beeldspraak. Dis 'n finale realiteit wat God teweeggebring het. En net so finaal is die positiewe kant van die evangelie vir jou en vir my, vir elke mens. Vandag mag jy 'n skaapwagter wees, maar môre kan jy 'n koning wees. Die werklikheid van die skrifte is dit, dat mens moet die progressiwiteit van die skrifte verstaan. Die progressiwiteit in elke opsig, nie net van selfs in redding, selfs in jou groei, moet jy die progressiwiteit sien. Anders sal jy nooit verstaan wat die volheid van hierdie heerlikheid is nie. Luister net hier wat sê hy in 1 Petrus 1. Ek gaan so van vers 7 aflees. Hy sê sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder as is goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Wanneer jy tot daardie volle openbaring kom van waarom God Jesus Christus aarde toe gestuur het om 'n heerlikheid na vore te bring, 'n verborgenheid. Nou kyk nou net as jy verder kyk, vers 8. Hy sê vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Jy sien as jy nie by daai punt kom nie, en dit is 'n skrikwekkende realiteit net in hierdie een versie. Want as jy nie tot daardie verblyding kom van hierdie onuitspreeklike blydskap nie, dan het jy nie die heerlikheid verstaan wat vir jou gekom het nie. Kyk net na vers 10. Hy sê aangaande hierdie saligheid
het die profete geprofeteer oor die genade wat vir hulle bestem is, en ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter en hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde van Christus, die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Jy sien, as jy net bly by die kruisiging en die lyde en die sterwe van Christus, dan is jy in die Ou Testament, dan is jy in Jesaja 53, dan is jy nog daar, en jy verstaan nie waarom dit gebeur het nie. Van die begin af, jou redding, jy byvoorbeeld kyk na Johannes 1, vers 12, hy sê, soveel as wat Christus aangeneem het kinders van God geword. Maar nou kan jy nie net daar bly nie. Jy moet sien hoe dat die skrifte progressief aangaan met jou. As jy nou 'n kind van God is, wat is die volgende stap? Kyk net na 1 Korintiërs 1. Ek dink ons moet so van vers 5 af lees, want laat jy kan sien hoe jy 'n volheid ontvang wat jy nooit van geweet het nie. Hy sê dat jy in alle opsigte in Christus ryk gemaak is, in elke woord en in alle kennis. Jy sien, want jy bestudeer nou die skrifte en jy sien wat het vir jou gekom in die dood en opstanding van Christus. Nie net jou redding nie, jou verryking het in Christus gekom. Nou kyk jy verder, vers 6. Hy sê, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, soos julle dit gesien het. Hy sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Nou, hierdie genadegawes is iets baie wonderliks as jy dit reg verstaan. Want as jy na die skrifte kyk, dan sal jy sien dis God wat in jou werk en God wat deur jou werk. En soos God in en deur jou werk, gebruik hy jou in verskillende genadegawes. Want hy het jou verryk in elke opsig, sodat jy in geen genadegawe kan agterstaan nie. Want jy word deur sy heerlikheid beheer. Kyk nou net na vers 7 en 8. Hy sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Daardie openbaring van wat het Christus dan bereik? Is hy want so die oomblik wat jy ontdek, as jy nou by die 30ste vers kom, dan ontdek jy hoe groot die genadegawe is. Net die enkele genadegawe, dat God hom vir ons gemaak het, ons geregtigheid, ons wysheid, ons heiligheid en ons verlossing. Dat God hom dit vir ons gemaak het, al daardie genadegawes, dat God dit hom vir ons gemaak het. So, dis die openbaring dat Christus is nou daardie volheid in my. Nou sê hy hier in vers 7, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Dit wat God kom doen het, en nie dit wat jy moet doen nie. God het jou kom stabiliseer vir tyd en ewigheid in sy lewe. Hy het jou sy lewe kom skenk in Jesus Christus. Vers 9 sê, God is getrou deur wie julle geroep is. Dis nou die volgende stap. Jy is nou gered, jy het nou Christus aangeneem. Nou roep hy jou tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. Dat jy altyd op die volheid van die beloftes sal staatmaak. Dat Christus is nou in my lewe, ek is nou in gemeenskap met Christus. Jy sien, dit is 'n basiese begrip, om dit vir jou maklik te maak, dat jy in gemeenskap is, in fellowship is, met Christus al die tyd. As jy deur elke omstandigheid altyd hom konsidereer, dat jy in gemeenskap met hom is, en dan, as jy dan
voortgaan en jy kyk in die skrifte en jy sien hoe dat die skrifte dan groei en hoe dat Hebreërs 6 byvoorbeeld sê dat jy moet nou wegbeweeg van die basiese kennis af, dat jy moet na 'n volmaaktheid toe beweeg. Wanneer jy na die volmaaktheid toe beweeg, dan verstaan jy al klaar nou dat jy was in gemeenskap met Christus Jesus. Maar nou sê hy dat jy na die volmaaktheid toe moet voortbeweeg. Nou weet ons dat die volmaaktheid het net in Christus Jesus gekom. Ons weet ons nou, Hebreërs 10 vers 14 sê, deur een offer wat God gebring het, het hy ons vir altyd vervolmaak. Het hy ons altyd in daardie volmaaktheid ingebring. Deur een offer wat hy gebring het. Dit word nie weer gedoen nie, dis 'n absolute volmaaktheid wat hy vir die mens gebring het. En dan begin jy daardie volmaaktheid verstaan en jy begin sien dat jy kyk nou na God en jy kyk na sy werksverrigting, dit wat hy vir jou kom doen het. Sodat jy moet weet hoe werklik hierdie realiteit vir jou in die gees moet word. Want jy's 'n geeswese en soos jy in die gees gaan begin wandel dag vir dag, gaan jy van oorwinning na oorwinning. Jy gaan oor elke situasie heers. Hy sê en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee. Moet nou nie net daar in die ou realiteit te bly nie. Groei op, begin inkyk en sien en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Jy sien dat jy daardie heerlikheid vir jou moet aantrek. Kolossense 3 vers 10. Hy sê en julle met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Dat jy absoluut moet begin daardie realiteite raak sien, hoe jy kan groei na beeldnis en gelykenis toe. Dit wat ek dink dis eintlik nog 'n baie onbekende begrip by die mens, maar dit behoort een van die basiese realiteite in jou lewe te wees, want hoor net wat sê 2 Korintiërs 4 vers 4. Hy sê naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Jy sien, jy's totaal en al ongelowig, as jy nie die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sal skyn nie. Jy sien, jy moet toelaat, dat hierdie evangelie weer die beeldnis en gelykenis van God in jou wakker maak. Dat jy weer weet, dat daardie herstel, wat aan die kruis gekom het, die val het in Adam en Eva gekom, maar nou sê Romeine 4 en 5 verduidelik vir jou oorweldigend hoe daardie herstel gekom het en hoeveel groter die werk is wat Jesus Christus gedoen het as die val van Adam.